kondome, tydskrifte, tuinmaakgereedskap, haarkleermiddels, speelgoed, haarborsels en moppe. Op sosiale media kla mense reg oor Suid-Afrika oor die wye verskeidenheid produkte wat sommige winkels afgesper het tydens die staat van inperking. Die DA het minister Ebrahim Patel gevra vir 'n lys van noodsaaklike items, maar geen antwoord gekry nie. There is no official list on what is and is not an essential item or a basic household good. Because what is basic for you and me and for what is basic for someone in an informal settlement are two completely different things. And so we think it's just makes a lot more sense that you should be able to buy whatever is in stock in those stores that are allowed to be open. It keeps changing, you know, by the day. And so what it does is it undermines and delegitimizes, you know, the lockdown. And so people become frustrated day by day when they go into different stores and can buy different items. And word has quickly got out that you can, if this is not in this stores, you can buy it, you can go to another store. So in fact, that is why people continue to go out. Die DA het 'n beroep op Patel gedoen om die winkels wat mag handel dryf toe te laat om alle produkte wat in voorraad is te mag verkoop. Kopers in Kaapstad is verward oor wat hulle kan koop en wat nie. Baie mense sê verskillende winkels se besluite hieroor verskil. Ander sê daar is noodsaaklike items wat hulle nodig het, maar nie kan koop nie. Ons is pas in 'n nuwe woonstel ingetrek en ons wil graag 'n braai gekoop het, 'n braaiplek hier in die gekoop het en ons kon nie. Kyk, ek kry die bril wat jy koop by die winkel wat hulle verkoop van nou daardie brille verkoop hulle nie nou. Jy kan nie daai brille kry nie en my bril het gebreek. Nou kan ek nie daai brille kry nou loop ek heeltyd so na daai bril. Ek sal voorstel omdat dit nou die tyd is wat almal nou bak en brou by in die kombuis. Jy kan nie eens soveel panne of potte of niks koop nie want dit word gesien as nie essential nie. Unies het 'n navraag aan die minister van Handel en Nywerheid gestuur, maar nog geen antwoord ontvang nie. Nadine Tron, Unies, Kaapstad.